Hier voor my kyk ek op 'n baie mooi tafel. Hy is mooi gedek met silwerware, kersse. Wie wil ons net hierdie kersse kom aansteek? Adel, kom steek gou hierdie 3 kersse aan, dan lyk dit dan meer feestelik. As 'n mens nou so instap by 'n plek en jy sien so 'n tafel, wat gaan deur jou kop? 'n Klomp goed, né? Wat gaan deur jou kop? 'n Klomp goed soos, ja, ek is bly ek is nou hier, want ek is honger. Daar is die verwagting van kos, né? Jy stap in en jy weet, hier is vir jou voorsiening gemaak. En ou sien uit daarna dat dit 'n mooi aand op kan wees, want die tafel vertel vir jou al klaar iets van hoe netjies, die tafel is, maar hoe lekker die kos ook gaan wees. Hy sal nou brand, daar is hy. Maar ek moet bely, as ek hier instap en ek sien 'n tafel soos die, dan dink ek terug aan my kinderdae. Hoe sê hulle die dae toe ek nog jonk was? En daar was kinderpartytjies. Onthou julle nog kinderpartytjies? Kinderpartytjies was uit die lekkerste ding, want die goed wat jou ma vir jou gesê het, moet hê, is al jou 3de koekie of is al jou 5de lekkertjie. As jy instap by 'n verjaardag van 'n maatjie, dan sê die tannie, kom staan hier so, kry vir jou, pak die bordjie vol. Tannie het klaar vir jou al 'n goedjies ingesit, maar pak nog in, eet lekker. En waar staan daar aan die een kant, en sy kan niks sê nie, want die tannie het gesê, jy kan maar eet vandag, het is lekker, is lekker. En jy eet jou, ek weet nie of die lelike woord is nie, trommeldik. Dis so 'n mooi woord, né? Trommeldik. En as jy klaar is, dan sê die tannie, nee, julle kan nie huis toe gaan nie, kyk hier baie kos is wat op die tafel is. Dan eet jy en dan gee die tannie nog vir jou 'n bietjie kos huis toe ook, en dan vanaand eet jy verder en jy soet goed, en dan slaap jy niks die nag nie. Oorvloed. Dis my prentjie wat ek het as ek na hierdie tafel vandag kyk. Oorvloed. Jesus kies 'n tafel om sy boodskap van verlossing aan ons bekend te kom maak. Hy kies 'n tafel. Hy kies kos om vir ons te kom vertel van sy liefde vir ons. Hy kom vertel van sy versorging as ons aan 'n tafel aansit. Dat ons dit nie moet vergeet nie. Want sien, ons vergeet maklik. Dis vir ons baie maklik om verskoning te vra en sê, ag, ek het 'n bietjie vergeet, hoor. Nou, ons raak maar, party raak oud en so en hulle vergeet. Maar dis nie altyd 'n goeie verskoning nie. En daarom kom Jesus en sê, elke keer wat julle eet en drink, elke keer, nie somtyds as julle lekker kossies kry of wat ook al nie, elke keer as julle eet en drink, moet julle dink aan die feit dat ek gesterf het vir julle sondes, opgestaan het uit die dood, en intree by die Vader vir julle. Elke keer. Ek wil julle uitnooi om vanmôre saam met my te lees, Korintiërs 11, maar uit die boodskap uit. As my Engels beter was, het ek vir julle uit die Message uitgelees, maar my Engels is nie so mooi dat ek so 'n lang stuk kan lees nie. Dit kom in die boodskap, Korintiërs 11. Kom ek verduidelik weer vir julle wat die Here self oor die nagmaal gesê het. Dit alles het die nag gebeur toe Jesus gevang is. 'n Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. Terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer as julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is, en toe sê hy, die wyn en hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn en elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Eet die brood en drink die wyn dus in hierdie gesindheid totdat die Here terugkom. As julle dit so doen, is dit so goed soos 'n preek vir almal om dit te sien, wat die dood van die Here vir julle beteken. Dit beteken dat 'n mens nie sommer skouer ophaal en die nagmaal kan eet, asof dit niks is nie. Hoor gou? Dit beteken dat 'n mens nie sommer
Skouerophalend. Wat skouerophalend? So wat? Jy kan nie so gaan sit nie, asof dit niks is nie. As jy dit op so traak my nie-agtige manier doen, is jy amper net soos daardie mense wat vir Jesus geslaan en gespot het, toe hy gekruisig is. Hulle het nie besef wat die dood van Jesus regtig vir die mense beteken nie. Wil jy regtig soos hulle wees? Sekerlik nie. Kyk dan diep in jouself en soek na die redes hoekom jy die nagmaal eet. Toets jou gesindheid voor jy van die brood en die wyn vat. As jy die nagmaal gebruik, maar jy gee nie om vir wat die brood en die wyn beteken nie, kan dit tot ernstige gevolge vir jou hê. Nou luister mooi, hoe skryf hy dit? Jy gee die Here dan alle rede om jou te straf. Wil julle 'n bewys hiervoor hê? Kyk net hoeveel van julle het nie meer behoorlik krag om uit die bed op te staan en ly aan allerlei siektes nie. Party is selfs al dood. Wees dus liewer strenger met julleself en maak mooi seker dat julle die nagmaal eet soos die Here dit bedoel het. Nou mooi, né? En dis die nagmaalsformulier. Dis waarna ons vanmôre luister en dis hoekom ons vir mekaar moet sê, ons moet seker maak wat ons eet en drink. Hoe sê die Bybel, anders eet en drink ons 'n oordeel oor onsself. En dis hoekom Jesus ook kom en kom maak vir ons baie seker dat ons sal verstaan. Sodat elke keer dat ons brood eet, elke keer dat ons wyn drink of sap drink, dat ons sal onthou. En daarom staan, as 'n mens van die nagmaal lees, skryf elke evangelieskrywer, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, elkeen van hulle skryf van die nagmaal. So belangrik is dit. Daar's party goed wat nie ingesit word in al 4 evangelies nie, maar die nagmaal is een van hulle. Vandag is Reformatiedag, die dag waarop Martin Luther die 95 stellinge teen die Rooms-Katolieke Kerk se deur gaan vasspyker het, en gesê het, tot hier toe en nie verder nie, ons stig nou af van die Rooms-Katolieke Kerk. En die interessante was, een van die punte waaroor het gegaan het, ook om Luther en Calvin en Zwingli geloop het uit die kerk uit van daai tyd, was juis oor die nagmaal. Die Rooms-Katolieke het geglo dat die brood en die wyn word die liggaam en die bloed van Jesus. Die reformatore het gesê, dit is meer as maar net 'n herinneringsteken of sommer net 'n simbool, maar dit word daarom nie regtig die liggaam van Jesus nie. Alhoewel Jesus in die boodskap is en die boodskap om hom gaan is daar nie waar dat hy self die brood en die wyn is nie. Professor Dirkie Smit skryf iets nogal baie mooi en ek wil net gou dit aanhaal vir julle. Hy sê, die drie enige God wat ons aanbid is 'n lewende God, wat ons werklik in en deur die sakrament ontmoet. Hy self stel die nagmaal in. En dit moet ons vandag ook onthou. As jy die brood eet en jy gaan die wyn in jou hand hou, dis nie die diaken wat vir jou dit noodwendig gee nie. Dis die Here wat self die nagmaal vir ons kom gee. Die nagmaal is en bly die opsomming van die evangelie van Christus. Die inhoud is Christus. Christus is waarlik in die nagmaal teenwoordig. Hy is soos 'n monument. Elke keer as ons dit gebruik, praat hierdie taal hard met ons. Die nagmaal versterk ons geloof in Christus. Die nagmaal herinner ons dat ons broers en susters is. Dis waar die term broers en susters vandaan kom, né? En nou broers en susters beteken ons is bloedfamilie, ons is bloedverbind. Ons is deur Christus se bloed, is ons broers en susters van mekaar. Onthou dit. So dis nie maar sommer net 'n kerklike termpie nie. Dit is die rede. Om hierdie tafel aan te sit en te eet en te drink, is om met Christus deur die Gees verenig te word en om uitgedaag te word deur die onvoorwaardelike, selfopofferende, samebindende liefde van die drie-enige God vir ons as mense. Vriende, ons is so bevoorreg. En dan kom die kerk en dan sê die kerk dit baie mooi en daarmee genade. Asy. Die kerk kan ons, die nagmaal kan ons opsom in 4 woorde. Dis 'n gedagtenis, dis 'n verkondiging, dis 'n gemeenskap, dis 'n verwagting. Nou as ons sê dis 'n gedagtenis,
dan dink ons aan Psalm 111 wat sê, vers 4 wat sê, hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Die Here is self vanmôre hier teenwoordig. Nie net om die boodskap aan ons duidelik te maak nie, maar om ons te herinner aan wat dit waarlik beteken. My gedagtenis, ede tot my gedagtenis, dis die opdrag. Die tweede een, die nagmaal is ook 'n verkondiging. Ons dink, ons sit maar net die broodjie in ons mond, ons eet maar net, of ons drink 'n glasie wyn. Ek en jy is besig elkeen met 'n preek as ons dit doen. Die feit dat ek eet, die feit dat ek drink, is ook 'n teken van wat ek glo aan die wat rondom my is. Die nagmaal is in die derde plek, is die nagmaal ook gemeenskap. Gemeenskap met mekaar, maar die belangrikste, gemeenskap met Christus. Nou weet ons, gemeenskap is vir ons in Afrikaans, is dit 'n interessante woord. Maar al wat die Bybel probeer sê, is dat Jesus so naby aan ons wil wees, so intiem vir ons by ons wil hê, dat hy sê, as julle eet en drink, dan het julle gemeenskap met my. So hoor die intimiteit, hoor die liefde, hoor die ekstra pad van liefde wat die Here stap. En dan is in die vierde plek, is die nagmaal ook 'n vooruitskouing. 'n boodskap van, ek kom weer. Ek kom weer, dis 'n verwagting, dis 'n belofte. Vriende, en baie keer as ons aan tafel kom aansit soos vanmôre, moet ons vir mekaar sê, ons onthou wat in die Openbaringbrief staan en sê, ons sal by 'n tafel, 'n nagmaalstafel sal ons fees vier. Daar's ander gedeeltes in die Bybel wat dit ook vir ons mooi herhaal. Ons gaan eendag fees vier in die hemel. En daarom herinner die nagmaal vir ons en sê, dit is 'n vooruitskouing na die fees saam met die Here. My gebed is vanmôre dat die Here vir ons sal herinner dat ons geloof versterk word elke keer wat ons eet of drink. Nou wil ek vra, is daar nog in jou hart 'n lewende verwagting dat Jesus besig is om te kom? Glo jy as jy hierdie mooi teken sien dat dit 'n belofte is van wees gereed, ek is op pad? Want nagmaal is God se liefdesgeskenk aan sy kinders, maar hy roep ons tot heiligheid. Mag die Here vir ons daartoe seën.